called my name, said you knew me long before I was born. Goeienaand vriende en baie welkom by vanaand se Pinkster aanbieding en ek hoop dat jy vanaand ook die Here se teenwoordigheid en liefde sal ervaar terwyl ons besig is met sy woord. Die Here sê, ek die Here is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Mag daar vir jou genade en vrede en oorvloed wees deur jou kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Kom ons raak net so oomblik stil en dan bid ons saam. Here in Hemel Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vanaand weer herinner te kan word aan U genade en liefde, dat ons ook kan weet dat U deur die Gees besig is met elkeen van ons. U praat met ons, U werk met ons, Here, U stap met ons 'n lewenspad saam. En ons vra, Here, dat U vanaand ook in ons gedagtes en in ons harte sal werk, sodat ons die nodige verandering kan ondergaan, sodat ons al meer en meer lyk soos die skepping wat U oorspronklik beplan het. Heer, ons bid dat U vanaand hierdie woord vir ons nuwe lewe sal bring, en dat ons sommer net vanaand 'n boodskap van hoop en bevryding sal kry, en dat ons sal weet, Heer, om ook ons lewe in te stel op U. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Vriende, ek het vanaand hierso by my 'n stelletjie oorfone, en ek dink as ons oorfone insit, dan doen ons dit gewoonlik om te fokus, en ek dink nogal partykeer, juis as 'n mens besig is om te oefen, dan sit 'n mens graag oorfone in om jou te help om te fokus deur die musiek wat so bietjie in jou ore speel. Dit gee vir jou ritme, dit gee vir jou 'n kans om 'n bietjie die wêreld rondom jou af te skakel en net hard te fokus en te konsentreer op waarmee jy op die oomblik besig is. En vanaand is daar eintlik iets wat ek ook met julle wil deel rondom die lewe van Samuel, wat ook moes leer om mooi te erken as die Here met hom praat. En vanaand gaan ons dan lees uit ons skrifgedeelte wat uit 1 Samuel 3 van vers 1 tot 10 is, en dan sal ons ook later 'n bietjie kyk na Johannes 14 van vers 25 af. Kom ons lees eers hierdie eerste skrifgedeelte saam. Die seun Samuel was in diens van die Here onder toesig van Eli. 'n Woord van die Here was seldsaam in daardie dae. Geen visioene het voorgekom nie. In daardie tyd het Eli op sy gewone plek gelê. Sy oë het al begin swak word en hy kon nie meer sien nie. Die lamp van God was nog nie dood nie, en Samuel het al gaan lê in die tempel van die Here waar die ark van God was. Toe roep die Here na Samuel en hy het geantwoord: "Hier is ek." Hy hardloop toe na Eli en sê: "Hier is ek, want U het na my geroep." Maar Eli sê: "Ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer." Hy het toe gaan lê. Die Here roep toe weer: "Samuel." Samuel het opgestaan, na Eli gegaan en gesê: "Hier is ek, want U het na my geroep." Maar hy antwoord: "Ek het nie geroep nie, my seun, gaan lê maar weer." Samuel het nog nie die Here geken nie, en die woord van die Here was nog nie aan hom geopenbaar nie. Die Here roep toe weer na Samuel vir die derde maal. Hy staan toe op, gaan na Eli en sê: "Hier is ek, want U het na my geroep." Eli besef toe dat dit die Here is wat na die seun roep, en Eli sê toe vir Samuel: "Gaan lê, en as hy jou roep, moet jy sê: Spreek, Here, want U diensknegt luister." Samuel gaan toe en gaan lê op sy plek. Het ek jou nie beveel, Ekskuus, daar was 'n verkeerde teks. Die Here het toe gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere: "Samuel, Samuel." En Samuel het geantwoord: "Spreek,
want u diensknegt luister. Wat 'n wonderlike oomblik wanneer Samuel besef dat dit die Here is wat met hom praat. Maar hier is in hierdie verhaal ietwat van 'n oorgang wat besig is om plaas te vind. Want het julle gehoor, hierso aan die begin van hierdie skrifgedeelte lees ons, daar was in daardie tyd nie regtig meer 'n woord van die Here nie, en geen visioene het meer voorgekom nie. Met ander woorde, die ou was besig om verby te gaan. Eli was nie meer so gehoorsaam aan God soos wat hy veronderstel was om te wees nie. En sy seuns was ook nog ongehoorsaam. En normaalweg in die priesterskap van die tyd en die profete sou hierdie werk van geslag tot geslag oorgedra word na die volgende geslag. Maar hierdie seuns was nie geskik gewees om die diens van die Here te doen nie. En terwyl dit in almal se oë die praktyk moes gewees het, kies God nou vir Samuel. Hier is 'n oorgang wat besig is om plaas te vind, en Eli was in 'n sekere sin ook instrumenteel belangrik vir hierdie proses om plaas te vind. Want terwyl Eli nie meer die stem van die Here hoor nie, het hy geweet dat toe na die derde keer wat Samuel by hom aankom en gedink het dat dit hy is wat na hom geroep het, het hy geweet, dit is die Here wat besig was om met Samuel te praat. En dat die Here graag vir Samuel wou roep. Hy besef instinktief dat hier besig is om 'n oorgang plaas te vind, soos wat Walter Bruggeman ook verduidelik in sy kommentaar oor 1 en 2 Samuel. Hier is iets besig om te verander. Iets niets is besig om plaas te vind. En weet julle wat? Dit kon net sowel nie gebeur het as Samuel nie gehoor gegee het aan die stem van God nie. Dit kon net sowel iemand anders te gewees het wat op die ou en dan vir Dawid en Saul as konings gesalf het. Dit kon net sowel iemand anders te gewees het wat vir Saul eers te gaan roep het om God se uitgekose koning te wees. Maar dit word Samuel. Want Samuel het geluister wat Eli vir hom gesê het. En Eli het instrumenteel geluister deur nog gehoorsaam te wees aan God en vir Samuel te onderrig en vir hom te sê, jy moet sê, spreek Here, want u diensknegt luister. En hier gebeur dan wonderlike goed deur Samuel. Hy wys vir Saul aan as koning en ook vir Dawid en dan al die ander konings. Maar terselfdertyd is Samuel ook 'n kragtige profeet wat spreek wat mense nie altyd wil hoor nie. Hulle wil nie altyd hoor wat Samuel sê nie, want hy het getuig dikwels teen Saul wat so ongehoorsaam was aan God. Maar hy het tog altyd bly luister vir die stem van die Here. En dit is wat hom gehelp het om ook vrede in sy lewe te vind. En nou kan ek nie help om te wonder hoe hierdie gedeelte nou vanaand vir my en jou relevant is nie. Want God is nog steeds besig om deur sy gees tot ons te spreek en ons te onderrig en te leer. En ons lees nogal daarvan in Johannes 14 van vers 25 tot 28. En kom ons lees sommer nou hierdie gedeelte saam. Dit het ek vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader gaan, omdat die Vader groter as ek is. Hoor julle hoe gee
God sy Gees om ook ons helper en trooster en voorspraak te wees en die een wat ons onderrig. Hy is die een wat ons sal onderrig en leer. En ons moet ook net leer om fyn ingestel te wees op hierdie stem van God wat ook roep na ons. En nou is ons in 'n lewe wat partykeer maar moeilik is. Dit is nie altyd baie maklik om die stem van die Here te hoor tussendeur al die geraas nie. Ek glo my daar's genoeg van dit. Ek lag altyd so vir die matrieks by die skool, want ek ken hulle al van graad 8 af, en in graad 8 toe hulle nog lekker jonk was en hulle deur daardie proses gegaan het waar hulle ook verwelkom was by die skool en so, is daar goed gewees wat hulle niks van gehou het wat die matrieks gedoen het hulle nie. Net so terloops, daar het niks leliks of onvanpas gebeur nie. Ek dink dis net dat daar altyd goedjies is wat mos maar vir graad 8 ook nie lekker is om te doen nie. En dan kom hulle nou die dag in matriek en dan wil hulle nou dieselfde goed wat aan hulle gedoen is, wil hulle nou weer met hierdie graad 8's gaan doen. En dan vra ek vir hulle, maar hoorie, kan julle onthou hoe het julle gekla oor hierdie goed wat julle nou wil gaan doen met die graad 8's? En nou wil julle wraggies waar dieselfde goed gaan doen met hulle. Hoekom? En as hulle, maar dis tradisie, en hulle moet dieselfde goed deurgaan wat ons deurgegaan het. As ek vir hulle, okay, is dit so? Het julle daarvan gehou? Hoekom kan ons dit nie verander nie? Wat bepaal dat dinge so moet wees? Hoekom moet dinge dieselfde bly as ons dinge dan beter kan maak? En hierdie verhaal van Samuel, hierdie verhaal in die boek van Samuel herinner ons ook daaraan, dat God besig is om met 'n nuwe ding deur Samuel te begin. Hierdie Eli en sy seuns, Eli se seuns was ongehoorsaam gewees aan die Here en hulle het gedink, ons plekkie is verseker want ons pa is die hoofpriester en daarom sal ons nou maar net sy plek op die ou end inneem. Hulle het as vanselfsprekend aanvaar. En dan kom God en hy kies vir Samuel om sy profeet te wees, om visioene van hom af te kry en om te hoor wanneer hy praat. 'n Nuwe ding is besig om te gebeur. En soos ons reeds gesê het Eli ook 'n sleutelrol gespeel, want is Eli wat nou vir Samuel moes verduidelik waar hierdie stem vandaan kom. En deur hierdie twee manne kom daar vernuwing. Want die een was gehoorsaam en die ander een het geluister na die stem van God. En so, broers en susters, word ons ook maar met moeilike situasies gekonfronteer en is al baie geraas rondom ons. En partykeer moet ons seker ook maar net bietjie ons oorfone van geloof insit om die stem van God mooi te hoor deur die geraas. Deur die geraas van tradisie, van kultuur, van taal, om mooi te hoor wat God nou eintlik wil hê ons moet doen in ons tyd en in ons omstandighede. Deur die gewone wat ons gewoonlik hoor by die werk oor hoe goed gedoen moet word, by ons skole. Oral waar ons gaan in die samelewing is daar bepaalde voorskrifte van hoe goed gedoen moet word. Maar luister ons ooit vir 'n rukkie. Skakel ons die geraas uit deur hierdie oorfone van geloof in te sit en dan geoefend na die woord van God te luister, om mooi te hoor wat die Here ook vir ons wil sê in ons bepaalde tyd en omstandighede. Hoe gaan daar ooit vernuwing kom as ons nie dit reg kry nie? Hoe gaan ons ooit die nuwe wat God in hierdie wêreld wil inbring ontdek as ons maar net slaafs nadoen en nasê wat die geraas van hierdie wêreld eintlik vir ons sê om te sê en sê om te dink? Deur Samuel het God verandering gebring, omdat Samuel bereid was om te luister. Omdat hy bereid was om ook hierdie woorde te uiter
Spreek, Here, U diensknegt luister. Vanaand, as ek en jy dit kan regkry om dieselfde te doen en fyn ingestel te wees op die stem van God ook in ons eie lewe, kan ons in navolging van hom lewe. En hoor hierdie belofte wat daar ook in Johannes 14 dan vir ons is. Vrede laat ek julle na. Het sê, die Gees, die Heilige Gees sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Luister met ander woorde na hierdie stem en vrede laat ek julle na. My vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle dit gesê het. Julle het gehoor dat ek dit vir julle gesê het. Ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. En as julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader gaan, maar die Vader groter as ek is. Jesus laat vir ons hierdie Parakleet, die Heilige Gees, ons trooster agter, en hy gee hierdie Parakleet vir ons om elke dag ons weer te herinner aan wat Jesus gesê het, sodat ons ingestel kan bly op sy stem en die beste uit die lewe kan kry. En sy belofte aan ons is dan vrede, genade. Hoe meer ek en jy die stem van Jesus Christus hoor, die stem van die Gees hoor, wat ons bly herinner aan die kragtige woorde van Jesus Christus, van God, hoe meer ontdek ons ook vrede in ons lewe. Dan is ons nie meer gestuur deur al die geraas nie, maar ons is gefokus en ons kry dit reg om in geloof te lewe, om die dinge wat Jesus ons herinner, die Gees ons aan herinner, voluit te kan lewe. En dit is 'n gelukkige lewe. En mag die Here Jesus Christus ons ook so herinner om net ingestel te wees op sy stem, en mag ons ook ons oorfone van geloof aansit, sodat ons mooi na die Gees kan luister, sodat ons ook ware vrede en liefde in ons lewe kan ervaar. Amen. Kom ons bly net so sit en dan bid ons saam. Here in Hemel, Vader, hoe wonderlik kragtig is U woord wanneer dit tot ons kom. Wanneer die Gees ons elke dag herinner aan U genade en die liefde, dan word ons sommer met nuwe krag gevul en sien ons kans vir enige iets. En dankie Here dat ons deur U woord vrede kan ervaar. Ons bid Heer dat U ons elke dag sal help om die oorfone van ons geloof ook aan te sit, sodat ons mooi kan hoor wat U sê en dat ons geoefend kan bly in U woord en in U Gees en in U wil, Heer. Here, help ons ook deur hierdie aand, geef ons 'n goeie nag se rus, sodat ons môre weer op kan staan en met durf en daad ons moeilike take kan aanpak, en sodat ons nuut kan luister na U en in hierdie wêreld die verandering kan bring wat U wil hê ons moet. Ons bid dit in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, ek wil vir julle 'n baie mooi aand toewens. Mag jy ook vanaand die Here se liefde en goedheid en genade ervaar. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees ook nou met jou wees. Amen. Broers en susters, ek sien julle weer môre aand en ek hoop julle het sommer 'n mooi dag môre. Tot volgende keer. He touched my lips and made me whole, exchanged my heart of stone for one of flesh and